Goeiemôre vriende, dit is vandag Vrydag 22 Mei 2026. Die bazaar, voordat ek vergeet, die bazaar is volgende week Saterdag vriende. Julle is baie welkom om die bazaar by te woon. Ons kort nog 'n bietjie wit olifante, soos daar by julle in die garage goed lê wat julle van hom wil ontslaa raak, bring dit vir ons na die kerk toe asseblief. Laat ons dit kan gebruik. Jy kyk so 'n bietjie aan julle garage, daar's altyd goed wat wil van ontslaa raak. Aan ander mense wil dit hê. Dit is die interessantheid van hierdie lewe, né? So asseblief bring dit, ou bakke is, maak nie saak, potte is, panne is wat jy nie meer wil hê nie, of wat ook al, of gereedskap wat jy nie meer wil hê nie, of wat jy wil ontslaaf van wil raak, bring dit gerus vir ons na die kerk. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil in die teenwoordigheid van die Here. Dankie Here dat ons vir U kan aanbid as 'n lewende, almagtige, alomteenwoordige, liefdevolle omgee Vader. Dankie dat U altyd na ons kyk met sagte oë. Dankie Here dat U as die God van die heelal, ons koppe is te plat om dit te begryp, maar die God van die heelal, die drie-enige God, Vader, Seun en Gees, vir ons lief is as mense. So lief is Here tot op die punt waar U vir Jesus gestuur het, God self, om in ons plek te kom sterwe. Traumatiese ervaring vir U. Dankie Here vir U ongelooflike, onvoorwaardelike liefde. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons is in Hebreërs, ek het gister ook vir julle gesê, ek sit maar altyd 'n bietjie die agtergrond uit. Weet nie lekker wie het Hebreërs geskrywe nie, vriende. Die Hebreërs sê hulle dui hoofsaaklik op jou Joodse Christene, aan wie dit geskrywe is, mense wat uit die Joodse godsdiens tot geloof van Jesus gekom het, né? So hulle die Ou Testament goed verstaan, die tempeldiens goed verstaan, hulle die verbond baie goed verstaan, en dit was dikwels in Paulus se geval nou, liewe vriende, die ding dat hy die hele tyd vir hulle moet sê, hulle moes herinner dat gaan nie oor die wet nie, dit gaan oor die genade. Nee, dit gaan oor 'n geloof in Jesus Christus. En jy kan nie vir Jesus sê en dan sê maar jy moet nog dit nie, want dan sit 'n add-on, dan is Jesus nie voldoende nie. So dit is maar die grootliks Paulus se lyn. Hebreërs se lyn is die heeltyd om vir Jesus op die voorgrond te sit. Dit is mense, liewe vriende, wat inderdaad vervolging beleef, swaar kry beleef, moedeloos geraak het en ook die gevaar gestaan om weer terug te beweeg na die ou verbond toe, né? So in die jare, vriende, dit wat ek nou hierso het so tussen 80, 90 geskryf, kom ons sê maar van 70 tot 90 geskryf, die ouens is presies 100% seker nie, maar dit is basies waar dit gaan, en dit gaan in kort daarvan, liewe vriende, dat dit gaan oor Jesus wat hierdie Hebreërs skrywer vir ons weer op die voorgrond sit. Ons het nou gister ook 'n bietjie met mekaar gedeel daaroor, nou julle kan weer een gaan lees, hoofstuk 1 is amazing. Nou is ons by hoofstuk 2, en nou het hy gepraat oor al hierdie goeders, en dan sê hy in vers 1, sê hy net, om hierdie rede moet ons soveel kragtiger vasgryp aan wat ons gehoor het, sodat ons nie dalk wegdryf in die feit, liewe vriende, wat hy vir ons gesê het hierso, uit hom, dis dat Jesus straal die heerlikheid van God, en hy is die ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand, né? Ons het nou 'n bietjie daaroor gelees, en nou kom sê hy so, om hierdie rede moet ons soveel kragtiger vasgryp aan wat ons gehoor het, sodat ons nie dalk wegdrywe nie, né? Wegdrywe waarvan wegdrywe na die godsdienstige afgode wat daar daai tyd was, om terug te drywe na die wet toe. So hy sê, ons moet hieraan vashou sodat ons nie weer wegdrywe daarvan nie, né? En dan sê hy, dan gaan ons hier by vers 5 aan, dan sê hy, dit is nie aan engele dat hy die toekomstige wêreld waarvan ons praat onderwerp het nie. Inteendeel, iemand het ergens getuig en gesê, wat is 'n mens dat u aan hom dink? 'n mensekind dat u na hom omsien, né? Dit is so. U het hom of haar 'n kort tydjie minder as die engele gemaak. U het hom of haar met heerlikheid en eer gekroon, né? So, hy kom sê, so, dis nie aan die engele wat hy die toekomstige wêreld beloof het nie, né? En nee, hy het dit aan die mens beloof, hy het aan jou en aan my het beloof. Hy het vir Jesus Christus gestuur vir jou en vir my, nie vir die engele nie, né?
En dan kom sê, wat is die mens? Hoekom is dit enigstens dat die Here om ontferm oor ons? Dit maak eintlik ons vir jou my ook nie so sin nie. So ek God gewees het, ek lank al die mens van die aarde afgevee. Heeltemal. Maar ek dink die mens is vir God net 'n absolute verleentheid eintlik. Maar tog kyk hy na jou en na my vriende met hierdie sagte oë. Dit is onverklaarbaar. Daarom is dit onverdiende guns, genade alleen van ons Vader. En dan gaan hy aan, hy sê, jy het alles aan hom onderwerp. By die onderwerping van alle dinge aan die mens is niks uitgesluit nie. Alles is aan hom onderwerp. Nou sien ons nog nie dat alle dinge reeds aan die mens onderwerp is nie, maar ons sien Jesus met eer en heerlikheid gekroon op grond van sy lyding en dood. Hy is 'n kort tydjie minder gemaak as die engele, sodat hy deur die genade van God vir almal sou sterwe. Vir almal sou sterwe, né? Interessant wat Johannes mos nou sê, in Johannes 12, dan sê hy, praat Jesus wanneer hy bietjie ontsteld begin raak, wanneer hy reflekteer oor wat vir hom voorlê. Daar het die Grieke kom sê, maar hulle wil ook graag vir Jesus sê, en sy disippels vir Jesus gaan sê, maar hierdie Grieke wil hom sien, en dan praat hy oor die koringkorrel, dan sê hy, as 'n koringkorrel nie sterf nie, en dan sal hy een bly, maar as hy sterf, bring hy 'n groot oes in, en dit is eintlik wat hierso kom staan. Hy kom sê hierso, vir 'n kort tydjie is hy minder gemaak as die engele, sodat hy deur die genade van God vir almal sou sterwe, 'n groot oes sou inbring, né? God, ter wille van wie alles bestaan en wie alles ontstaan het, wou baie deel laat kry aan sy heerlikheid, en daarom was dit reg dat hy hulle leidsman tot die verlossing deur lyding heen tot volmaaktheid sou bring. Vriende, hierdie goed is mondvolle as jy dit lees. Gewoonlik lees jy dit maar net en dan gaan jy oor, want jy weet nie eintlik lekker wat jy lees nie, né? Nou, ons sê net weer gou vir mekaar hier, so kom ons lees dit weer stadig. God, ter wille van wie alles bestaan, hè? God, ter wie van ek en jy, die hele aarde, die hele bestaan net tot eer en verheerliking van God. Ons moet dit altyd onthou. Die feit dat ek en jy hier is hierso sodat ons eer aan God kan bewys, sodat ons heerlikheid aan God kan bewys. Die aarde, die sterre, die planete, die alles is daar om eer aan God te bewys. Ons moet dit nooit vergeet nie. Ek en jy kan so maklik opgeneem word in ons ou lewetjie en ons ou wêreldjie, en ons moet nou 'n bietjie geld maak en ons moet ons lewe voorsien. Want ons totaal van God vergeet. Maar eintlik gaan die hele lewe, die hele heelal, alles daarin om die heel tyd eerlikheid en eer aan God te gee. Gaan die heel tyd daaroor dat ek en jy moet in afhanklikheid en in nederigheid voor God moet buig, dat ons God moet loof, God moet prys, God moet aanbid die hele tyd. Dis waar dit gaan. En ek en jy verloor dit so maklik uit die oog, nie waar nie. God, ter wille van wie alles bestaan en deur wie alles ontstaan het, alles het deur God ontstaan, wou baie deel laat kry aan sy heerlikheid. En so hy wou gehad het dat mense moes deel kry aan op die ou einde om vir ewig en altyd te lewe. En daarom was dit reg dat hy hulle leidsman tot die verlossing deur lyding en tot volmaaktheid sou bring, né? Sodat hy in ons plek, so hy wil hê dat ons moet deel in sy heerlikheid. Maar ek en jy kan nie deel in sy heerlikheid as hierdie mense wat grondig sondig is nie. So wat het gebeur? In ons plek het hy vir Jesus gekom stuur om te kom sterwe sodat ek en jy deel kan hê in sy heerlikheid, hè. Maar dit het Jesus gekos, dis wat hier so staan. En daarom was dit reg dat hy hulle leidsman tot die verlossing deur lyding heen tot volmaaktheid sou bring. Hy wat heilig maak, sowel as die mense wat geheilig word, is almal uit een Vader. Né? So ek en jy, al die mense, liewe vriende, kom uit God uit. Maar ons is hier tot heerlikheid van God. Ons is hier vir God se plesier. Ons moet dit altyd onthou en ons vergeet dit so dikwels, né? Om hierdie rede, kom sê die Hebreërskrywer, om hierdie rede is Jesus nie skaam om hulle sy broers te noem nie. Hy sê tog, ek sal u naam aan my broers bekend maak. In die samekoms van die gemeente sal ek u lof besing. Ook sê hy, ek sal altyd op hom vertrou. Kom sê Jesus, né? Dit is eintlik 'n amazing gedeelte wat die Hebreërskrywer nou vir Jesus aanhaal uit ander gedeeltes uit. Julle kan nou maar gaan kyk onder gewoonlik uit die psalms uit waarby hy aanhaal. En verder, hier is ek met die kinders van God wat hy my gegee het. Aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het hy ook
net soos hulle mens geword. Dit het hy gedoen om deur sy dood die een wat mag het oor die dood, dit is die duiwel, te vernietig, en om hulle wat uit vrees vir die dood hulle hele lewe lank in slawerny was, te bevry. Dit is duidelik dat dit vir hom nie om die engele gegaan het nie, maar om die nageslag. Nee, die ouens het hier baie oor die, as ek weet gou vinnig kyk weer so 'n bietjie weer na die agtergrond. Hierso, ek weet gou vinnig kyk hierso of ek hom nou gaan vinnig kry. As ek hom nou nie vinnig kry nie, dan gaan ek hom nou eers los. Ja, dit gaan daaroor dat die Hebreërsbrief eintlik vir hierdie mense kom sê, God is beter as die engele, God is groter as Moses, God is groter as die priesters, God is groter as Aaron. Dit gaan nie oor die ou offers in die ou verbond, dit gaan oor die nuwe verbond, dit gaan oor Jesus. Dit gaan oor Jesus wat gesterf het, Jesus wat opgestaan het, Jesus wat weer kom. Alles gaan oor Jesus. Die Hebreërs skrywer is maar net weer daarop uit om vir die mense te wys waaroor dit gaan, hè. Dit is duidelik dat dit vir hom nie om die engele gegaan het nie, maar om my nageslag van Abraham. Daarom moes hy in elke opsig aan sy broers gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester voor God kon wees, om die sondes van die volk te versoen. Omdat hy self versoek is en gelei het, kan hy die help wat versoek word. Dit is eintlik 'n amazing gedeelte hierdie, vriende, wat ons baie maklik oor kan verbygaan. Ek moet nou ophou want ek sien die tyd, anders gaan ek hom nie kan. So ek hou op, is my 5 set. Mag julle God se liefde ervaar, mag julle sy genade ervaar, mag julle sy teenwoordigheid ervaar. Amen.